Geweer as ek 'n groot golf in die see. Dis intens, né? So. So ja, nou ek kan net kyk of jy 'n vraag is wat jy wil vra. Kan 'n surfer op sy surfboot beheer waar jy die golf gaan? Wie sê ja, wie sê nee? Hy sê ja, wie sê nee? Ja, julle is reg, die wat sê nee, 'n surfer kan nie bepaal waar jy gaan die golf nie. 'n Surfer se grootste funksie is eintlik net om op die golf te bly. Jy weet as van 'n ou wat vir die tsunami gesurf het, nê. Jy weet of wat? Ja, was nie seker om te surf, kom maar tsunami. Dit besluit hy maar hy het twee dinge. Hy kan of opgee of hy surf of die tsunami surf. Die surf het maar die tsunami. En dit het beleef. It's crazy. Jy gaan kyk bietjie op YouTube, dis ongelooflik. So ek hou 'n branderplankryër of 'n surfer kan nie beheer waar gaan die golf nie. Al wat hy kan probeer is om bly. Kan 'n surfer surf sonder op 'n golf te klim? Dit is dan 'n gevra, kan hy? Nee, hy kan nie. Betaal 'n surfer vir elke golf wat hy opgaan? Nee. Imagine dit. Ja, meneer, jou rekening is R500. Jy het presies 10 golwe gesurf vandag. Baie dankie, ek kan betaal in die nasionale see-rekening. En kan jy iemand 'n surfer noem as hy nog ooit gesurf het? Nou ek is vandag het ek die visie om julle almal te vertel dat ons almal hier so eintlik surfers is. Jy weet julle hier so glo my, as ek sê is 'n surfer. Ja. Hi. Great. Dankie. Wie so glo my nog? Wie weet julle, as ek sê is 'n surfer, dan kan jy met jou by trek en bly met daai rondloop nie. As ek sê is 'n surfer, bedoel ek ons het almal eintlik in die evangelie. En dit wat ons glo is ons eintlik surfers. Want ons surf die golf van die evangelie. Vandag se tema by die Sondagskool is die plan is gratis, maar is nie goedkoop nie. En ek gaan nog vir julle verduidelik wat dit beteken as ek dit sê. Dan gaan julle verder in die kategese by die Sondagskool gaan julle 'n bietjie verder op selfs. Maar dit gaan daaroor om te sê ek het die evangelie gekry. En as jy evangelie gekry, wat het ons laasweek bespreek? Wat is laasweek se tema gewees? Goeie hè? Wat is ek Daniel? Yes, geef dit aan my kant. Hy laat jy mooi geluister. Das. Jy moet kies om dit wat die Here vir jou gedoen het te aanvaar en dit Here dit vir ons gedoen het. God het vir ons gedoen het, né? So kom ons lees nou hier. Romeine 1:16 tot 17 sê: Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En eers trek die Jood, maar ook die nie-Jood. En die evangelie kom juist met die openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek. Mense van hulle sonde vryspreek. Elk enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan. Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. En al dit kom groot woorde en stap daar. So ons gaan 'n bietjie stukkie vir stukkie kyk. Maar ek skaam en ek wil nie skaam wees oor dit wat ek glo nie. En wat is die evangelie? Dit is mos dat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf. En ons kry 'n krag ons van God af. So die eerste deel wat ek wil gesels is die eerste deel wat sê ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood en die nie-Jood. Kom ons praat eens oor die evangelie. Wat is die evangelie? Ek het nou gesê die evangelie is dat Jesus ons aan die kruis gesterf het, né? Die evangelie is groter as dit. Dit is dat God Jesus gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf, sodat die wat in hom glo verlore mag gaan en ewige lewe kan hê. Ken Johannes 3:16, né? Maar nou gaan dit nog weier so om gered te word, om vrygespreek te word, kom van God af.
as mense sal doen. Ons kan probeer om die mooiste lewe te lei. Ons kan probeer om elke dag mooi te wees met almal en liefdevol te wees, maar as ons nie glo dat God vir ons daar redding gebring het en God ons vrygespreek het, sal ons nooit die hemel kan gaan. Want dit wat ons doen kan ons ooit red. Al wat ons kan doen is om te glo dat God ons gered het. Luidrigtig gesê ons saam. Yes. Alright. Duidelik frustreerd. Julle sy trein nie by die huis gelos. Anyway, so hierso om het julle op ander manier te sê, om het julle maklik te sê. Die evangelie is die golf. Wat 'n surfer ry. 'n surfer maak nie die golf, maak hy die golf. Maak hy sy golf, hy maak nie die golf het. Die golf is daar. Dan kies die surfer om op die golfie te klim. En daai golfie vat hom waar hy die golfie op wil vat. As ons sê die evangelie is die golf en ons is die surfers, moet ons kies om op daai golf te klim. Dis die enigste keuse wat jy kan maak. As jy daai keuse gemaak het, dan begin jou lewe anders te lyk. So as jy gekies het ek wil 'n golf surf, ek wil surf, dan moet jy obviously die bord beheer en balans hou en sulke dinge. So as seker goed wat moet gebeur as jy dan op die golf klim. Maar dis die golf in homself. Ek kan nie nog 'n golf maak as daai golf nie daar is. Nou God het ons gered. En alleen deur dit wat God gedoen het, alleen deur dit wat hy deur Jesus Christus vir ons gedoen het, word ons vrygespreek van alles wat ons terughou wil om uit te kom. En al wat ons in die kerk kan doen, is om dit te glo. Ons kan daai keuse maak en sê ek glo dat God my gered het. Ek aanvaar hierdie ding wat God vir my gedoen het. Want dan klim ons op die golf. Dan maak ons 'n keuse, ek maak 'n keuse om 'n Christen te wees. Ek maak 'n keuse om in God te glo. En as jy daai keuse gemaak het, dan wil ons vir almal vertel of wie van julle is baie keer bietjie skaam? Vertel maar nie. Hier is bietjie skaam, hy is stil aan. Ek is skaam baie keer. So dit is nou. Wie is skaam? Ek is skaam. As ons baie keer bietjie skaam om te praat oor Jesus en die evangelie, julle. Wie stem saam? As ons baie keer baie keer skaam oor. Sê julle saam? Eerste wat ek vir julle gaan sê is dis okay. Dit is okay dat mense voel want dit is so 'n groot ding om oor te praat. Dat 'n mens altyd dit is so groot ding oor Jesus is nie net so 'n Christelike rugby, verstaan jy wat ek sê? So mense is baie keer geneig om 'n bietjie skiet te wees of iets wat te sê wat is so groot ding. Maar ons moet nie wees nie, want ons moet die hele wêreld vertel dat God ons gered het. Ons het vir almal vertel. In hierdie gedeelte staan ons na die Jood en die nie-Jood. En eintlik wat dit beteken is, daai tyd was daar so 'n bietjie van 'n onder onsie amper gewees, want hulle het gesê jy moet eers 'n Jood word vir jy Christen kan word. En dit sê Paulus van nee, Thomas, jy hoef nie eens 'n Jood te wees, jy kan net 'n Christen word. So jy kan eintlik vir almal vertel. So dit gaan daaroor dat ons het hierdie amazing ding in ons lewens. Dit is dat God ons gered het. Dan moet ons 'n keuse maak en sê ek wil dit glo. Ek glo dat God my gered het. En dan as ons dit gemaak het, dan moet ons met soveel opgewondenheid in ons harte sit. En ons sien kan anders as om vir die hele wêreld te vertel dat God ons gered het. Het dit ons iets gekos dat God ons gered het? Het soos 'n surf, die golf, né? Die golf kos die surfer ons niks, soos ons gesê, né? Het God se redding ons iets gekos, julle? Wat? Nee. Sê weer? Nee.
Dit was gratis. Die grootste geskenk en die belangrikste wat in jou lewe ooit kan gebeur, is gratis. God sê, hierso, my kind hierso, vat. Maar, wie van julle sal sê, dat dit nie goedkoop was, dat dit baie van God gevat, dat dit baie van Jesus gevat, om dit vir ons te bereik. Stem julle saam met my? Yes. God is die een wat ons red. Ons kan nie onsself red. Net God kan ons red. En daarom sê God vir ons, en daarom leer soos wat Jesus vir ons sê in Matteus 28, en hy sê, ons het na al die nasies toe gaan en mense sy disippels maak. En dit hierdie gedeelte sê dit baie nadruklik vir ons. Hy sê vir ons, gaan na die Jode en die nie-Jode. In Matteus 28 staan daar, gaan na al die nasies toe maak en mense my disippels. En handelinge 1 staan daar, was dit aan die uithoek van die aarde toe gaan en die evangelie daar verkondig. Dit beteken, ons kan nie enige oomblik laat verbygaan om hierdie gratis, maar nie goedkoop plan vir hulle te vertel. Hierdie awesome plan van God, om ons te kan red. Het ons vrygespreek. Imagine gou dit, hè. Imagine daar was 'n muur gewees, 'n groot muur. En die muur het jou gekeer om by God te kom. Die muur was al die dinge gewees wat nie lekker was. Al die sonde en gebrokenheid wat ook al gekeer het jy by God toe kom. Sê God, hy laat nie die muur nie. Sy stuur hy vir Jesus aarde toe en toe smash hy die muur en dan kan hy dit instap. Wie van julle is bly dat dit gebeur? Wie van julle gaan vanoggend besluit, vanmorgen is die dag wat ek op die golf klim. En sê ek is aktief deel van hierdie evangelie. Sê ek klim op wag of ek gaan wil leer. As jy vanoggend het al miskien 40 jaar terug in die lewe besluit. As jy vanoggend besluit, is happy vir jou. Dis awesome. As jy vanoggend op Piet besluit, great. Dis awesome. Ek weet dat dit net so mooi verstaan. Slegs die God kom redding. Niks wat ons doen, of wat ons beplan, niks kon ons red, net God. Al wat ons nou kan doen, is om dit te glo. Dit was 'n dierprys wat deur Jesus aan die kruis betaal is. En ons hoef dit nie te gedoen het nie. Ons moet net glo dat Jesus dit vir ons gedoen het. Ons bid saam. Jesus, dankie dat ons vanoggend kon hoor hoe amazing en groot en kragtig U is. Here, dankie dat ons vanoggend kon opnuut hoor en op 'n ander manier van verstaan van die evangelie kon kry. Jesus, dankie dat ons vanoggend hier kan wees en ons vrygespreek kan wees en dat die verhouding tussen ons so mooi oop is. Dis in ons en U, Here. Jesus, dankie vir die mense om my wat my kan herinner aan dit en vir die mense in my gemeente en my skool met wie ek oor kan praat oor Jesus en maak my hart asseblief bereid om te kan uitgaan en te kan gesels oor Jesus. Help my asseblief elke dag te weet dat ek het moet leef soos wat 'n Christen moet leef omdat ek 'n Christen is, Here, maar dit niks ek doen behalwe die keuse wat ek maak om U te glo, my nie in die hemel sal bring nie. So laat asseblief elke dag die belangrikste ding in my lewe wees om 'n verhouding te bou. Ek loof U naam en ons prys U naam, Here. Ons vra dat U asseblief ook in hierdie land van ons 'n verskil sal bring. Amen. Right, ek wil graag op